Ek weet nie van julle nie, maar dit bly steeds elke keer wanneer mens na hierdie teks kyk en ook die ander evangelies, kan mens nie anders as dat dit mens diep raak en met hierdie visuele uitbeelding gee dit vir ons 'n prentjie van die pad wat Jesus gestap het. Ons gaan aan die einde afsluit met hierdie gedeelte. Hy het net gegaan tot by vers 37 nou, so ek wil afsluit met die laaste gedeelte as ons klaar is tot by vers 42. As ons kyk na die woordjies aanhou, deurdruk en klaarmaak, word dit baie maal vinnig gesê. Waarom dit te doen wat hierdie woordjies beteken, is nie altyd so eenvoudig nie. Ons almal wat hier sit weet dit. Om die waarheid te sê, die meeste mense is geneig om te gou tou op te gooi, te gou moed te verloor, te stop voordat die wenpaal bereik is. Ons onvermoë om klaar te maak wat begin het, kan byvoorbeeld in die kleinste dingetjies gesien word. Halfgeleese boeke, halfgekykte TV-reekse, onvoltooide projekte rondom die huis, die ete wat laat vaar is, 'n gym-aansoek wat nie meer gebruik word nie. Die samelewing het dit eintlik vir ons so maklik gemaak, dat as iets nie meer werk nie, dan vervang ons dit net. Ons koop 'n nuwe een. Met ander woorde, ons gee op die ou produk en ons koop 'n nuwe produk. Aan die ander kant maak die media advertensies wat ons oortuig dat ons produkte nodig het, wat ons nie eintlik nodig het, en wat dan nou maar rondom die huis staan. Dieselfde probleme kan ook in ons geloofslewe deursyfer. Dat ons so besig raak dat ons geloof eintlik koud geraak het, dat ons begin passie verloor, omdat ons so besig raak met ander dinge. In die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat Jesus gevangene geneem is en later tot dood veroordeel is. Sy hele bediening was vol uitdagings gewees. Van disippels wat onder mekaar geredeneer het oor wie die belangrikste is, tot waar Jesus in Getsemane geworstel het met sy Vader oor die lydingsbeker wat hy moet drink. Tog het hy deurgedruk tot aan die einde, waar hy aan die kruis geroep het. Dit is volbring. En dit bring ons by ons tema van vanoggend. Ons gaan bietjie stil staan en kyk, wat is dit wat Jesus bedoel het toe hy gesê dit is volbring? Die Griekse woordjie tetelestai. Karel Barth skryf hieroor en sê, wat plaasgevind het, was nie voorlopig nie. Alles wat gedoen kon word om God se wil te gehoorsaam, is gedoen. Dit is totaal en perfek. Dit hoef nie voortgesit te word nie. Niks hoef daaraan toegevoeg te word nie. Dit hoef nie verbeter te word nie. Dit is nuut. Dit is die einde van die oue en die begin van die nuwe. Hierdie woorde van Barth benadruk die absolute volledige nakoming van God se wil deur Jesus Christus. Fliptron sê dat dit soos 'n oorwinningskreet is. Dis soos wanneer 'n atleet na 'n lang en vermoeide wedloop uiteindelik die lint breek. Jesus het sy mense tot die einde toe liefgehad.
Sy lyding kon nie sy gees van absolute lojaliteit aan God se wil breek nie. Sy fisieke dors is ook die intense dors om tot aan die einde die lydingsbeker te drink. Dit is sy heerliking, sy verhoging, sy eer. Wanneer hy sy lewe uiteindelik doelbewus aan God oorgee, word dit duidelik dat die koning aan ons gegee word, dat hy gekruisig word, dat hy die rol van die lam inneem, wat ter slagting geneem word. Op daardie oomblik word Jesus finaal en volledig aan die mens gelyk. En sodoende word die sonde las van die wêreld van ons af weggeneem. Hierdie koning se glorie in sy totale onderworpenheid aan God, wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, om hierdie liefde aan ons te bevestig, om vir ons te wys wat hierdie liefde is. Hy het gekom om te dien, hy het gelei, hy was gekruisig, sodat ons kan weet hoe diep hierdie liefde vir ons is. Niks kon in die pad daarvan staan nie. Hoekom nie? Omdat God by hom was, elke tree, met elke druppel bloed wat geval het, met elke druppel sweet. Al het hy ook uitgeroep op 'n stadium, my God, waarom het U my verlaat? Selfs daar was God by hom. God het nooit sy plan laat vaar nie. Want daarvoor het hy ons as mens te lief gehad. Is dit nie baie keer ook die probleem in ons eie lewe nie? Ons dink baie keer dat God nie meer daar is nie. Ons dink God het nie meer 'n plan met ons nie. Daarom kom ons dikwels by die punt waar ons wil tou opgooi, waar ons nie meer wil aangaan nie. Jesus wat aan die kruis hang en uitskreeu, dit is volbring, pleit egter by elkeen van ons, sodat ons sal moed kry en besef dat ons nie so vinnig moet opgee nie. In 'n samelewing waar dit so maklik is om tou op te gooi, moedig Christus ons aan om deur te druk en vas te hou aan hom. Hy het self die lydingspad gestap en weet daarom waardeur ons gaan as ons deur moeilike tye gaan. 'n bittereinder is nie iemand sonder wonde of letsels nie. Inteendeel, 'n bittereinder is dikwels soos 'n bokser, vol littekens en bloed, vol van harde houe van die lewe. En daarom kom daag hierdie gedeelte ons uit om aan te hou, ten spyte van ons moeilike omstandighede. Jesus kom wys nie vir ons dat dit maklik is nie, inteendeel sien ons dat die pad wat hy gestap het 'n moeilike pad was. Maar tog sien ons dat hy deurgedruk het. Daarom word ons uitgedaag om nie op te hou leef nie. Maar soos Paulus in Filippense 3 vers 14 sê, ek beer voort na die wenstreep om in Christus die prys van God se roeping van hom hoog te bekom. Goeie Vrydag, laat ons weer stil staan by hierdie boodskap van die kruis. Jesus is verhoog. Dit is egter ook dat die Here wat verhoog is aan die kruis hang en vir ons as mense 'n uitkoms bring. Johannes se hele evangelie het die doel om mense tot geloof te bring in Jesus Christus, die Seun van God.
as ware, as ons hierdie in ons koppe het, dan kan ons vanoggend wat ons metafories gesproke voor die kruis staan, dan moet ons vir mekaar sê, wanneer ons voor die kruis staan, kan ons nie neutraal daar staan nie. Dit het soos iemand gesê het, een van twee effekte op ons. Of ons is soos die mense wat skreeu kruisig hom, of ons is die disippels wat hom volg. Hierdie gebeure kan ons egter nie neutraal laat nie. Dit moet ons in 'n rigting invat. En Johannes se hoop is dat ons met hierdie laaste gebeure van Jesus se kruisiging, wanneer ons voor die kruis staan en gekonfronteer word, dat ons ook daar sal kies om die lydingspad te stap. Dit roep ons tot geloof en om ten volle aan hom gehoorsaam te wees. Daarom is die Christelike godsdiens niks meer as 'n uitroepteken agter die woorde. Dit is volbring. Elke Sondag is 'n jubelkreet. Dit is volbring. Elke nagmaal is 'n vredekreet. Dit is volbring. Elke goeie werk, elke liefdesdiens, elke erediens is 'n uitroepteken agter Jesus se woord. Dit is volbring. Amen. Ek gaan so 2 minute gee vir stil gebed. Net laat julle dit wat julle gesien het, dit wat julle gehoor het, op vanoggend sal reflekteer op julle eie lewe en daar waar julle jouself vind voor die kruis. Kom ons gee geleentheid. Amen. Ons
gaan nou staan en die slotlied saam sing. Daarna kan ons weer ons sitplekke inneem en dan gaan ek net vir ons die laaste paar verse van daai gedeelte laat speel. En as dit klaar is, dan beweeg ons in stilte uit. Die van julle wat dalk wonder, hoekom ons nie die seën aan die begin en aan die einde het nie, is dat eintlik van gisteraand tot Sondagoggend is een moment. En daarom spreek ons eers die seën Sondag uit en nie vandag nie. So ons gaan staan die lied sing en dan weer sit, na die videogreep kyk en daarna in stilte uitbeweeg. Kom ons staan, dan sing ons lied 395. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was.